So, 2022, ons het organiese verbindings A tot F en ons gaan hierdie 6 van naderby beskou. Ons moet isomere identifiseer. So kom ons kyk. A bevat broom. Geen ander verbinding bevat broom nie, so broom is uit. Daar het ons 'n trippelbinding. Nêrens anders is daar 'n trippelbinding nie. Dan die karbonielgroep daar, C-dubbelbinding O, C-dubbelbinding O, C-dubbelbinding O. So daai's 3 moontlike kandidate. F is definitief uit, dit het nie 'n dubbelbinding O nie. Goed, nou kom ons kyk nou. As ons kyk na E, het ons 'n hidroksielgroep, so daar's 'n addisionele suurstof. So E is ook uit. Dit laat ons met C en D. Gaan tel die koolstowwe beide kante, gaan tel die waterstowwe beide kante, gaan tel die suurstowwe beide kante en jy gaan agterkom dieselfde molekulêre formule. Maar hulle is isomere tot hoe mate? C het 'n karbonielgroep, daai se koolstof, dis 'n waterstof. Dit gaan 'n aldehied wees. D, karbonielgroep met koolstowwe beide kante, daai gaan 'n ketoon wees. Hulle vra presies dit nou. Watter tipe isomere is C en D van mekaar? Wel, dit is funksionele isomere. Soos ek reeds gesê het, aan die linkerkant het ons 'n aldehied en dit gaan wees butanaal. Butanaal. Aan die regterkant het ons 'n ketoon met die karbonielgroep op die tweede koolstof. So hier gaan dit wees butan 2 oon. Nou algemene formules moet jy baie goed ken. Wat is B? B is 'n alkyn. So dit gaan wees CnH2n -2. -2 vir die alkyne, net H2n vir die alkene en H2n + 2 vir die alkane. Wat is die naam van die funksionele groep? En dit is natuurlik daai OH wat ons daarso sien. En dit is die hidroksiel. Nie hidroksied nie, hidroksielgroep wat die funksionele groep is in verbinding F. IUPAC naam van verbinding A. Kom ons kyk gou, watter pad gaan ons volg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dis ons langste pad en dis enkelbinding, so ons gaan 'n heksaan hê. Waar begin ons tel? As ons gaan 1, 2, 3, dan is daar 'n broom. 1, 2, 3, daar's 'n metiel. Is daar nog? Ja, daar is. Daar's nog 'n metiel. Met ander woorde, ons gaan hier begin tel, want die 2 metiele weeg swaarder as die enkele broom. So dit gaan wees 1, 2, 3, 4, 5, 6. Broom is wel voor metiel, so broom word eerste geskryf. So dit is 4 bromo. Dan 3,3, daar's 2 metiele. Die metiel, 6 koolstowwe, alkaan, heksaan. En kyk gou weer. 4 + 3 + 3 gee vir jou 10. As jy hom van die ander kant af genommer het, dan sou jy gekry het 3 bromo 4,4 dimetielheksaan en dit gee vir jou 11. 11 is groter as 10, so dis definitief verkeerd. Die korrekte antwoord is 4 bromo 3,3 dimetielheksaan. Die IUPAC naam van verbinding B. Ons begin regs, want is die naaste aan die trippelbinding. En dan het jy 'n keuse. Jy kan opgaan, jy kan links gaan, jy kan afgaan. Maak geen verskil nie, want metiel bo, metiel links, metiel onder,
Dit is dieselfde CH3 struktuur. Goed, ons nommer van regs na links. 1, 2, 3, 4, 5. En dit is met ander woorde 'n alkyn met 5 koolstowwe, dis pent 2 ein en op die 4de koolstof is daar 2 metiele. So dit gaan wees 4,4 dimetiel pent 2 ein. 4,4 dimetiel pent 2 ein. Weer 'n keer 'n IUPAC naam. Wat's die IUPAC van verbinding C? So daai's my reguit ketting. Ons het 4 koolstowwe, maar kyk wat het ek hier. Ek het 'n karbonielgroep daar, maar belangrik, nie koolstof, koolstof, koolstof nie, maar koolstof, koolstof, waterstof. Hierdie is met ander woorde 'n aldehied en hy het 4 koolstowwe. Dit is met ander woorde butanaal. Verbinding F en verbinding F is 'n alkohol. Reageer met 'n karboksielsuur om verbinding S te vorm, met ander woorde ester. Hulle help jou selfs. Verbinding S is 'n ester. En wat's die ander produk wat vorm as 'n byproduk? Water. En jy weet reeds, wat is die katalisator? H2SO4 en jy het hitte nodig. Daar sê hulle, wat is die sterk suur? Dis H2SO4. Dis baie maklik gevra. Watter tipe reaksie vind hierso plaas? Wel, esterifikasie. Verbinding S se empiriese formule is C3H6O en die molekulêre massa is 116 gram per mol. So ons begin deur die molekulêre massa van C3H6O te bereken. En dit is 3 maal 12 vir koolstof plus 6 maal 1 vir waterstof plus 1 maal 16 vir suurstof. En dit gee vir ons 58 gram per mol. Maar nou het jy die molekulêre massa van S gedeel deur die empiriese waarde, die molekulêre massa van die empiriese formule. Met ander woorde van C3H6O en dit is gelyk aan 116 wat hulle vir jou gegee het, gedeel deur dit wat jy bereken het, 58. En dan kry jy 2. So ons weet ons molekulêre formule gaan dubbel die empiriese formule wees. Met ander woorde C6H12O2. En dit is die molekulêre formule van die ester. Maar die vraag vra vir die molekulêre formule van die karboksielsuur. So ons skryf net gou weer die molekulêre formule van die ester neer. Dis C6H12O2. So die ester het 6 koolstowwe. Die alkohol het 1, 2, 3, 4 koolstowwe bygedra. So hoeveel koolstowwe kom van die karboksielsuur af? 2. So C2H4O2 en dit is etanoosuur.